Nou ons het etlike sekondes gelede 'n bomsirenes gehoor daar in die agtergrond. So ek wil net hê jy moet vir my beskryf wat gaan op die oomblik deur 'n mens se kop terwyl jy weet wat om jou aan die gang is. Weet jy, dis baie erg. Om te hoor hoe die sirenes afgaan in die aand en die oggend. En op die oomblik hoor ek ontploffings daar buite. Maar ek kies om in die Here se vrede te bly. Ek kies om nie te vrees nie. Daar gaan iets oor ons. Om nie te vrees nie, en in sy vrede te bly. Want as die mens gaan toegee aan vrees, dan kan mens nie vir iets gaan nie. Goed, ek wil hê jy moet vir ons 'n bietjie meer agtergrond ook gee, net vir ons vertel, so 'n bietjie meer vertel van die kanker waarmee jou dogter gediagnoseer is. Elsa, sy is 7 maande terug gediagnoseer met maagkanker, Burkitt lymfoma, en die dokters het alles gedoen wat hulle kon doen vir 6 maande se ekskuus, ontploffing baie hard, baie naby. Maar in elk geval, sy is gediagnoseer. Ekskuus, ek wil net Ek is reg. Dit is gemaklik om voor te gaan. Ek is gemaklik om voor te gaan, alles reg. En na 6 maande se behandeling van chemoterapie en alles, het die dokters gesê daar's niks meer wat hulle kan doen in Suid-Afrika nie. En een van my seuns het begin navorsing doen oor die CAR T-sel behandeling hier in Israel. En in Suid-Afrika doen hulle nog nie die Burkitt lymfoma nie, maar ja, die Here het net deure oopgemaak dat ons hierheen kon kom en hierdie behandeling kon kry. So sy het so 10 dae terug, het sy haar CAR T-selle terug ontvang, en daarmee gepaard gaan is nou al hierdie verskriklike neeweffekte. So ons het party dae verlede week wat sy sulke erge neeweffekte gehad het wat ek nie geweet het hoe lank sy gaan leef nie, want daar was 'n aand wat sy vreeslike hoë koors gehad het, lae bloeddruk, daar was 4 dokters om haar bed gewees. En dan gaan die sirenes af en dis ontploffings hier langs ons. Maar ons is net dankbaar om hier te kan wees.